Vanjaar was die tweede jaar wat 'n Namibiese koor en dieselfde Namibiese koor met die Louwer weggestap het by die ATKV applauskompetisie in Suid-Afrika. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en in vandag se episode gesels ons met Jolanda Amoraal. Sy is die koordirigent vir St. George's se verskeie kore en sy gaan gesels oor hulle wenresep oor die afgelope 2 jaar. Maar vereers gesels ek en Patricia van Rooi oor die nuutste nuus in Môre se Republikein en vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se Kiki kompetisie. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Patricia van Rooi saam met my in die Klets Kompas ateljee. Patricia, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, want Irene Marie, hoe gaan dit? Dit gaan fantasties. Welkom by Klets Kompas. Amptelik. Ek is amptelik nou deel van die span en ek kan nie wag om bietjie, sorry vir die woord, maar oor te vat. Jy mag maar oorvat, jy mag. Ek dink hulle is nou so 'n bietjie keelvol. As ek nou die mooi woord gebruik, keelvol vir my. So jy mag maar. Ek hoop ek kan dit dinge min of meer dieselfde hou. Ek wil nie ons kykers bietjie heeltemal afgooi nie, maar ook net iets 'n vars briesie inbring. Yes. Laat hulle ook net bietjie iets van 'n ander perspektief af kan sien. Nee, my suster laat die vars briesie waai. Ek dink my briesie is nou bietjie verouderd. Ons gee vir jou 'n breek en as nodig is sal jy met liefde instap, glo ek. Ja. As nodig, maar hopelik het ons jou nie te veel nodig nie. Jy het baie belangrike werk daar buite van en jy moet fokus, dis hoekom ek hier is. Ja, nee, ek is nog Woensdae op Klets Kompas, so jy gaan my nog sien. Ek verdwyn nie heeltemal nie, maar Patricia is nou Dinsdae en Donderdag saam met jou in die Klets Kompas ateljee. Maar Patricia, Môre se Republikein. Kom ons begin daar. Daar is daarom 'n hele paar interessante stories wat ons kykers en ons lesers daar buite kan na uitsien. En Ja. daar is een spesifieke een wat my oog gevang het. Ek dink ek het dit so 'n paar weke of so terug op sosiale media gesien, maar nou het ons bietjie meer detail van dit. Ja. Dit is nou 'n baie bekende prokureur wat nou glo 'n hele paar goedjies gesteel het. Ja. Nou, dit is gesê dat sy dit by Dischem by Wernhill gesteel het en dit is te waarde van meer as 3000 Namibiese dollar. En toe het dit na kar weggesteek en toe as hulle gevra was, wys ons die goed, wys vir ons jy is onskuldig, sluit op jou kar of gee die sleutels. Sy is aangekla dat sy dit gesteel het en dis onmiddellik waar die prosedure begin. Ons moet nou bewys dat jy dit gedoen het of nie gedoen het, sodat ons weet wat is die volgende stap. So sy wat nou weier om haar kar op te sluit, dit interfereer met hierdie hele proses. So ek kan sien hoe sy aan kan gekla word daarvoor. So vir my maak dit nogals bietjie sin. Is nou vir iets simpel soos ek gaan nie my kar oopsluit vir dit nie, want ek voel ek is onskuldig, maar ek kan sien hoe hulle voel. Sy moet daarvoor aangekla word. Ja, maar dis ook ek dink een ding wat baie min mense wat baie min mense verstaan van die hof wat hulle dalk moet verstaan is, dit is die staat se werk om jou van alles wat hulle moontlik kan, alles wat moontlik gaan plak en gaan hou in 'n hof, jy weet, om jou van die ergste moontlike klagte aan te kla, en dan is dit jou prokureurswerk, en ek dink dit is hoekom ons privaat prokureurs sien as, jy weet, mense wat nie baie standvastige morele waardes het nie, omdat hulle half probeer om die persoon as onskuldig uit te maak, jy weet. Maar dit is die werk. Die staat is veronderstel om jou so skuldig as moontlik te maak, en jou verteenwoordiger is veronderstel om jou so onskuldig as moontlik te maak. En dit is juist dan in daai middelpunt waar 'n hof sit en sê, okay, tot watter mate glo ek vir wie? Ja, jy weet, presies. Wat maak die meeste sin? So dit kan ook vir my een van daai dinge wees wat die staat bygesit het om haar meer skuldig te maak. Jy weet, want dit is hulle werk op die eind van die dag. Jy het 'n punt daar nou, Irene. Hulle het nou so bietjie in die berig vir ons vertel wat alles sy nou glo gesteel het.
En die lys is my nogals bietjie interessant. Dis jou algemene goedjies wat sy nog glo gesteel het, so sonskerm wat sy daar gekry het, maar die feit hierdie algemene goedjies dat dit oor die $3000. Sonskerm is nogals duur, As Patricia. ek nou die dag in die winkel gaan kyk, ek wou vir my ene gekoop het en dit was 'n klein buisie geweest, net jou handsak sonskermpie, daai kleintjie wat jy net daar by jou het. Ja, Dit was amper oor die $200 en ek was van wow, dit lyk my ek het 'n tan nodig. nee, ja. En hulle, daar is mos daai grappie van, miskien is hierdie nou nie die tyd om 'n grappie te maak nie, maar daar is mos daai grappie van as jy in 'n Dis-Chem instap vir een ding, stap jy Ja, dan uit. kom jy van 'n vol mandjie uit. Ja, met 'n volle trolley wat jou 'n paar R1000 gekos het. So, ja, maar ons sal net maar moet sien wat gebeur daar. Dit is vir my interessant dat sy as 'n prokureur, ek meen sy het 'n regsagtergrond, sy's 'n regsgeleerde. So die feit dat sy onskuldig gepleit het, sal vir my sê Sy weet dalk wat sy doen. Sy is dalk onskuldig. Ons sal nou maar moet kyk wat die Republikein vir ons verder kan vertel van alles. ja, Maar sy weet dalk wat sy doen. Sy clearly soos sy sê, sy het die agtergrond vir Ja. dit. dit gaan nou maar soos wat ek sê, daar is in daai middelpunt tussen die staat wat haar so skuldig as moontlik probeer maak en haar verteenwoordiger wat dalk haarself is, ek weet nie, So 'n wat haar bietjie so uitvind. onskuldig as moontlik Ja. probeer maak. In daai middelpunt gaan ons uitvind wat gaan aan. Maar dan ook in Môre se Republikein 'n berig oor borsvoeding. Yes, van dit is Wêreld Borsvoedingsweek hierdie week en ons ministerie het besluit hulle gaan bietjie klem daarop sit vir ons paas en ons die mense wat werkverskeiders gee vir ons net bietjie vertel hoekom is dit so belangrik om moeders wat borsvoed te ondersteun. Ja. En die groot vraag wat ek dink dit gaan op almal se koppe wees hierdie hele week deur is, moet ons werkplekke vir moeders 'n plek gee waar hulle kan veilig borsvoed gedurende werksure. Ja. En hoe dit gaan werk, Ja. die practicality van dit, Ja, hoe gaan alles werk. Irene, hoe voel jy oor hierdie topik? Wat is jou gedagtes? Ja, ons het kortliks voordat ons nou begin opneem het ons, ek en jy nou gesels hier oor hierdie ding en eerstens die berig noem ook daar is gesondheidskomplikasies as 'n kind nie tot op 2 jaar oud borsvoed nie. Nou die realiteit in baie lande is dat vroue half op die agtervoet is wanneer dit kom by werk en werksposte. Juis omdat daar hierdie vrees is en dit is hoekom dit algemeen bekend is dat jy nie in 'n werksonderhoud moet sê jy wil kinders hê nie. Of jy het kinders of jy ja, juis omdat werkgewers baie versigtig is om vroue in diens te neem wat wil kinders hê, want dan gaan jy op kraamverlof en hulle moet vir jou daai kraamverlof gee en daar's wetlike raamwerk daarvoor en so en so voort, maar tog ly die maatskappy skade in daardie stadium. Baie ander lande, Engeland en so aan, het raamwerk sodat die maatskappy dan iemand anders moet, 'n tydelike persoon in jou plek moet kry om jou soos 'n aflosonderwyser Ja. ja. Afloswerk is baie groot in jy weet die Verenigde Koninkryk en baie ander lande in die wêreld. En dit is dan nou nog iemand wat die maatskappy moet betaal. Jy weet. Terwyl jy nog betaal word op jou maternity Ja, leave dan nou ook. soveel soos wat ek wil sê, ja, daar moet 'n borsvoedplek wees en ja, ma's moet veilig voel om hulle kinders werk toe te bring. Ja, daar moet jy weet ons moet na vroue omsien. Ek glo baie vas as ons na die amper die swakker wil ek sê van ons samelewing omsien, dan dit is al 'n manier wat jy werklik in die lange duur kan omsien na jou samelewing. Want soos wat ons nou sê, daar's outoimmuun toestande, daar is wanvoedingstoestande wat veroorsaak word deur 'n kind wat nie tot op 2 jaar oud borsvoed nie. So daai kind word dan iemand wat ouer is, wat dan nie so aktief kan deelneem aan die ekonomie nie, want hy dalk 'n outoimmuun siekte. Ja, maar soos jy ook daar sê, dit is nou nie 'n definitief dat as jy nie tot op 2 jaar borsvoed, dat jou kind definitief gaan tipe 2 diabetes ontwikkel in die toekoms. Dis maar net die gevaar vir daai kind is bietjie hoër as iemand wat nou daai stap geneem het om tot en met 2 jaar. Ja. Sommige ouers gaan bietjie verder as 2 jaar, dit is jou keuse. Dit is hoe jy jou kind wil grootmaak. Ja. Dit is net dit
berei jou kind bietjie meer beter voor vir die toekoms. Precies. As jy dit hy stap neem. En hoe minder mense ons het met outoimmuuntoestande, hoe meer mense is daar wat 'n betekenisvolle bydrae tot die ekonomie kan maak wanneer hulle groot is, jy weet. Maar terselfdertyd, wat doen dit aan vroue en vroue se kanse om werk te kan kry, jy weet? Maak dit dan 'n werkgewer nog meer versigtig om 'n vrou in diens te neem wat sê sy wil kinders kry. Ek hoor wat jy sê, maar as ons lesers nou môre die koerant begin lees, sal hulle sien daar's baie klem ook gelê op die paas en hulle ondersteuning teenoor al vrouens wat borsvoed. Dis nie net die ma wat borsvoed nie. Indirek is die pa ook 'n baie groot hulle speel 'n groot rol in die ma wat borsvoed. So ek dink in plaas van begin na die werksomstandighede kyk, moet pa's eers self reflect en sien hoe betrokke is ek met my vrou wat nou tans 'n borsvoed. Hoe help ek haar as sy 2 uur in die oggend moet opstaan om dit te doen? Hoe help ek haar? Hoe beskerm ek? Dis die lyntjie, die sin in die berig wat my oog gevang het. Hoe beskerm die pa in hierdie situasie nou daai tyd wat die moeder het om te borsvoed? Wat doen hy om seker te maak in hierdie uur of in hierdie 45 minutes, ook al sy nou sit en borsvoed, is daai tyd beskerm? Is daar niemand wat haar soek nie, niemand wat haar steur nie? Sy is net rustig en veilig en kan doen wat sy moet doen. En ek moet vir jou sê, dit is vir my 'n pa se bydrae en 'n pa se teenwoordigheid wanneer 'n ma borsvoed, is vir my enige pa wat omgee vir sy kind, gaan dit doen. Jy weet? Want en weer eens, daar is so baie wat kom uit borsvoed, nie net outoimmuunsiektes nie, stres beaffekteer. Stres beïnvloed borsmelk, siektes as die vrou siek raak, as jy stres, raak jy siek, jou dieet, in die algemeenheid hoe goed jy na jouself omsien, en jou eie gesondheid omsien, as vrou, as ma, as iemand wat borsvoed, daai alles gaan na jou baba toe, deur jou borsmelk. Ja, en ek dink dis wat die pa se rol inkom. Ek bedoel, jy as pa kan nou nie fisies veel doen as jou vrou moet borsvoed, terwyl sy by die werk is nie, want jy het seker ook jou eie werk. Maar wat jy kan doen is, maak seker vanaand dat jy 'n gesonde bord kos om te eet. Dan weet jy ten minste daai gedeelte van jou vrou of die moeder se algehele gesondheid is na gekyk, wat sy eet. Probeer maar jou bes om nie vir haar te veel stres te gee na ure as jy dis my grootste ding. Vat van haar las af. Help haar om minder spanning in haar lewe te hê, want spanning het 'n groot invloed op borsmelk. Nie net borsmelk nie, maar oor die algemeen. Maar nou in hierdie outoimmuunsiektes ook. Spanning veroorsaak ook outoimmuunsiektes. So ek dink 'n pa speel 'n baie groot rol. En natuurlik is dit dis 'n topik waarna ons kan baie uitbrei en ek is eintlik opgewonde om te sien wantoe die gesprek met die gaan. Want ek weet baie Namibiërs het iets daaroor te sê, want almal het 'n ma, almal het 'n suster wat 'n ma is, almal het 'n vriendin wat 'n ma is. So almal het soort van iets te doen met die topik. So ek is baie nuuskierig om te hoor wat mense het om te sê oor die vraagteken van moet daar 'n plek wees vir moeders om te borsvoed in die werksomgewing. Ja, hulle sê mos it takes a village to raise a child. Ja. So as jy wil borsvoed en borsvoed tot en met 2 jaar oud, jy gaan jou village models is dit. Ja, nee, ek dink jy het 'n baie groot village nodig om dit dan reg te kry. Voor ons gaan hierheen, daar's een groot ding wat gebeur in die Republiek en ek dink dit gaan een keer 'n maand wees, ons mag dalk verkeerd wees, maar dit is iets nuut. As jy my vra, moet hy vir my elke dag. Ek voel ook so van dit is 'n baie groot projek. Dit is iets wat ek dink ons nodig het. Dit is ook net iets om bietjie ons spirits te lig as Namibiërs, om ook te sê, weet jy, daar is mense daar buite wat groot dinge doen en dit is hartland. Irene Manier, vertel ons wat gebeur daar. Ja, so ek moet sê, as joernalis in die veld vir Republikein is die naam Dani Booysen baie vir my gesê. So as jy een van daai is wat Dani Booysen se Republikeine onthou, ek onthou hom ook, ek het ook een sonder Dani gewerk by die Republikein. As jy Dani Booysen se Republikeine onthou, Dani Booysen is terug
agter Hartland, of hy's betrokke by Hartland, ek wil nou nie sê hy's die enigste een nie, maar hy is betrokke by Hartland, en Hartland is basies 'n kollig op ons gemeenskappe. So in môre se Hartland is daar 'n kollig op Otjiwarongo, die belangrike Namibiese figure wat van Otjiwarongo afkom, onder meer voormalige president Namibië se 3de president, Hage Geingob, Kale Schletwein, voormalige minister van Finansies, Mike Dickman, Namibië se eerste Olimpiese roeier. So groot name wat uit Otjiwarongo uitkom. Ja, so gaan lees bietjie meer oor Otjiwarongo en Otjiwarongo se mense en Otjiwarongo se hart in Hartland môre in Republikein. Ons gaan maak nou 'n draai by die weerkantoor om te sien wat hou môre vir jou in. In die hoofstad 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 22 grade Celsius met 'n sonnige dag daar. Ook sonnig in die ooste op Gebabes met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Gedeeltelik bewolk in sommige dele van die noorde, maar sonnig op Swakopmund met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 14. Op Oranjemund gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 20 en op Reebot 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 24. Jolanda Amaral saam met my in die Kletskompas ateljee en hierdie gesig is een wat vir St. George's se koor met die Louere laat wegstap het by die ATKV Applaus. Hoe gaan dit? Goed, dankie self. Dit gaan fantasties. En dit is my lekker om iemand te hê waarmee ek kan koor praat. Ek kry so weinig die geleentheid, maar vertel vir my, ek dink my groot vraag, St. George's se koor het nou, en is hierdie spesifieke koor, jy het nou vir my gesê watter koor, het vir die tweede keer die ATKV Applaus kompetisie gewen in Suid-Afrika. Korrek. So om finaal toe te kan gaan, moet jy goud kry by die streeksronde. So St. George's het hierdie jaar 4 kore gehad, waar al 4 kore goud gekry het. En dan moet jy nou die groot wag, want dan word die punte nou maar 12 innemend gelys en dan kyk hulle. So St. George's, 'n senior choir, dit is 'n groep van so 115 kinders, het laas jaar in die oop kategorie deelgeneem. Ons is toe genooi na die finaal toe. En hierdie jaar het ek besluit, ek wil bietjie my title defend, en ek stuur toe die Bomb Squad in. En dis toe na die chamberkoor. Ons chamberkoor is 'n seleksiekoor van graad 3 tot 7, waar jou senior koor bestaan nou hoofsaaklik uit jou graad 4 tot 7's. Die rede vir die graad 3's is, jy maak daai klein junior koorstemmetjie gereed om dan in te beweeg, en hulle mag in elk geval, omdat hulle so jonk is, nie toer nie, maar ons gee hulle vir geleentheid. So, ons het nou hierdie jaar gegaan met die plan om ons titel te verdedig, en toe het ons weer in die oop kategorie ingeskryf. So die oop kategorie is dan waar jy nie 'n voorgeskrewe lied het nie. Jy dan daar 'n keuse in watter deel jy wil inskryf. Daar's 5 afdelings. Jy kan sing tradisionele musiek of volksmusiek. Of dan kan jy gaan kontemporêr, waarin jou meer hedendaagse komponiste is. Jy kan sing gewyd, of dan kan jy sing Afrikaanse kunsliedere. So ons het in die gewyde deel ingeskryf. En dan my groot vraag is, jy weet, die eerste keer kan dit dalk nog 'n ongeluk wees, dit kan nou nog wees dat julle net gelukkig was, maar ek dink, as ek kyk na die St. George's koor en hoeveel keer ek julle nou al oor die jare gesien het, dink ek nie, dis hoe dit werk by die St. George's koor nie. Maar die tweede keer is dit nou beslis, jy weet, daar's iets daar aan die gang. Is daar iets wat vir jou geklik het met die koor in die afgelope 2 jaar? Ek dink, as die beoordelaars kom, dan, en hulle gee terugvoering aan die kore, dan is een van die onderwerpe waaroor hulle regtig sterk voel en beklemtoon is, hulle sê programkeuse. Programkeuse, veral in die oop kategorie, is bietjie makliker, jy het bietjie meer beheer daaroor. Jy wil tog 'n tipe van 'n onderwerp of 'n tema byhou. En dan binne hierdie programkeuse van jou, wil jy ook 'n ritme in jou program hê. So, ek is baie gelukkig, my suster is my klankbaan. Jy weet, jy luister ure se musiek deur om dan 'n seleksie van 3 of 4 liedere te kan kies, wat dan 'n ritme handhaaf, wat ek dink vir meeste van jou gehoormense sal kan beïndruk. Ja, en waarna kyk jy as jy moet liedere kies vir 'n senior koor? In hierdie geval, omdat hulle bietjie meer ervare is, of bietjie sterker dalk is,
Wil jy eerder kyk na 'n goeie tweestemmig of driestemmig, sien dat ons soprane en alte is. So jy moet iets uitdagends sê, jy moet iets sê wat jou koor, soos ek sê, tegnies kan uitdaag. Jy moet iets sê wat 'n sensitiewe musikale iets gee en dan het jy daai tipiese ou showstopper nodig. En soos ek sê, afwisselend nie net in tempo nie, maar ook in karakter van 'n stuk. Okay, so vertel my 'n bietjie, daar is 'n magdom wetenskaplike navorsing wat sê, jy weet, dit is goed vir kinders om te sing, dit is goed vir kinders om buitemuurse aktiwiteite te doen, dit is goed vir kinders om in kore te sing, in groepe te sing. Van jou perspektief, hoe ervaar jy die groei van 'n kind wanneer hulle as 'n chokkertjie in jou koor instap en dan na graad 7 nou klaar is? Ek dink die groot woord hierso is dissipline. Jy weet, as aan die begin van die jaar hou ons oefenkamp. En dan so die eerste 3 maande probeer ek regtig om attendance te doen. Want dit leer hulle, ek moet verantwoording doen. Ek moet op 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek wees. Juffrou verwag dit van my. So, as jy eers daai dissipline in geburger het dan, en jy mis 'n oefening, gaan hulle vir jou sê, hoekom het ons nie vandag geoefen nie? En dan, ek bedoel, as jy mekaar so vertroue en respek, dink ek, gaan hand aan hand. Ek luister vir jou, jy luister vir my, en saamwerk ons aan 'n doel. So ek dink hierteen graad 4, as jy in die senior koor inbeweeg, verstaan jy al die styl van die juffrou. En ek dink jy besef ook teen daai tyd ook al harde werk word beloon. Ja, so nou wil ek by jou hoor, wanneer hulle by jou instap, weet hulle nog nie heeltemal van mooi stil sit en vir juffrou luister, en juffrou het nou gesê, ek moet eintlik een nootjie hoër sing as hierdie, of ek is so bietjie flat daarso, ek moet bietjie ronder sing. Hoe kry jy so groep by mekaar, veral gegee dat die ouer kinders in jou koorgroep bietjie beter weet van stil sit en luister vir juffrou en doen wat juffrou sê? Soos ek gesê, dissipline, en ek het al agtergekom as jy moet, jou oefenkamer moet 'n struktuur skep. So, sodra ons van daai bankies af het, dan gaan die glippie dissipline. So, ons het gelukkig daarom 'n koorbankies waar ons hulle dadelik in 'n ryformasie kan plaas. En dit alles onderhou en ondersteun hierdie dissipline. En dan dink ek ook, die feit dat ons op 'n gereelde basis oefen en ons oefen vroegoggend, dan is die konsentrasie dan ook 'n bietjie beter. Okay, en dan wil ek by jou hoor. Jy weet, ek wil sê die vrou agter die koor, maar jy is eintlik voor die koor. Nie voor in die koor nie, maar voor die koor. Vertel vir my bietjie, wat is vir jou die lekkerste oomblik as 'n koordirigent? Wanneer jy sien, jy weet, ek werk nou al jare met hierdie kind en jy weet, hulle is nou deur al die stappe en fases, en wat is vir jou die lekkerste oomblik met die lede van jou koor? Kyk, mens beklei maar baie. Maar so daar's altyd daai element van, ek weet hulle gaan meer gee, die vraag is net wanneer. En daai oomblik van saam musiek maak op die verhoog, dat jy klim op en jy gaan met dieselfde doelwitte en dieselfde uitkomste is jou ideaal, en jy staan daar en jy dirigeer, en ewe skielik bevind jy op 'n oomblik, dan dink jy, is ons al hier? Dit was nou mooi gedoen. So ek dink dit is gewoonlik wanneer die produk gelewer moet word en die kinders besef, dis nou of nooit. Okay, so nog bietjie meer vir die vrou voor die koor. Hoe het jy by St. George's in koorwerk beland? Was dit nog altyd vir jou passie geweest? Ja, ek sing al van graad 1 af. Ek was bevoorreg genoeg om in Stellenbosch groot te word. Ek het onder befaamde name gesing, so ek is altyd ewig dankbaar vir wat ek kon beleef. En ek dink koorsang breek bietjie die grense van ouderdom, kultuur, jou agtergrond. Ek dink dis een van die min, kom ons noem dit, aktiwiteite waar mense saamgesnee word deur 'n shared passion. So ek dink musiek maak is in my gene. Dit is wie ek is en dis my heerlik om met die kleintjies te deel. So vir daai ouer wat dalk hulle kleintjie in 'n koor wil inskryf, maar hulle is nie seker hulle kind kan stil genoeg sit of oulik genoeg wees of noot hou nie. Wat sê jy vir so 'n ouer wat dit wil vir hulle kind doen, maar nie seker is? By St. George's probeer ek regtig om ten minste in graad 1 almal te toets. As jy kan praat, voel ek moet jy kan sing. So die blootstelling is, voel ek, kom enige kind toe.
Daarom sit ek met oor die 100 kinders. Natuurlik wil mense ook 'n produk kan afrond. As daar 'n kompetisie is, jy wil tog jou kerngroep se potensiaal bereik. So ek gee vir almal 'n kans. Jy moet die audisie slaag, maar jy kry tog 'n kans om te ontwikkel. Dan as dit naby kompetisietyd kom, dan is daar een of twee wat ek sal vra. Sal julle asseblief deel vorm van die gehoor dat jy kan sien, maar ek gooi jou nie uit die groep uit nie. So vir my is deelname vreeslik belangrik. As jy wil, dan is dit my plig om jou te verryk. Daar het ons dit, deelname aan 'n koor, die belangrikste deel. So as jy huiwerig is, hoop ek, jy gaan nou sommer môre jou kind by die naaste koor inskryf. Dankie dat jy vir ons was. Daarmee die einde van vandag se episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan Kletskompas elke maandag tot donderdag aand om 8uur sien op Netwerk Televisie, DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com. Maar tot môre van my, Irene Marie van der Walt en die Kletskompas span. Is dit mooi bly.